Mag ons gedagtes stil word, Here. Mag dit hemelwaarts keer waar U ons nou weer eens gaan beïndruk in die woord. Help ons, Here, om U beter te verstaan. Help elkeen van ons om nader aan U te beweeg. Want Here, ons het U so nodig. Wees nou met ons in hierdie diens, is my gebed in Jesus naam. Amen. Hartlike goeiemôre aan elkeen. Vir die wat ek nog nie kon sien nie, baie welkom hier by ons vanoggend. En ek wil graag hê jy moet vir my blaai na Lukas 4 vers 16 met die skrifture, jy kan volg op die bord ook. En Markus 2 vers 27. En Lukas 4 vers 16 lees as volg. Toe kom hy in Nasaret, waar hy opgevoed was, en soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees. En dan net 'n hoofstuk of 2 terug, Markus 2 vers 27, sê hy die volgende: En hy wat Jesus is, sê vir hulle, die Sabbat is gemaak vir die mense, nie die mens vir die Sabbat nie. Volgens 'n boodskap wat ek vir u bring, is 'n moeilike een, en ek vra dat u vir my sal bid, en dat ons hierdie boodskap in liefde sal oordra aan die Here. Die titel is God se tyd met God. En voor ons begin, kom ons sluit net die oë weer vinnig. Here, wees met ons. Mag ek 'n mindere word, sodat U 'n meerdere word, en altyd verheerlik mag word. Amen. Wat is die definisie van tyd? Tyd is, sê hulle, 'n beperkte tydperk of 'n interval tussen twee opeenvolgende gebeure. Wanneer ek en u dink aan tyd, dink ek aan Sondag tot Saterdag, 7 dae 'n week. Ek dink aan tyd, byvoorbeeld 24 uur. 'n Dag begin op 'n sekere punt, hy eindig op 'n sekere punt. Tyd kan soms kort wees. Tyd kan, soos ons weet van ons bejaardes, lank wees. Maar tyd het 'n faktor wat dit in elkeen van ons se lewens speel. Of dit is vandag dat jy hier is, of jy kinders het, wat ook al in jou lewe gebeur, tyd het 'n faktor wat in jou 'n rol speel. En ek wil hê ons moet sommer in die begin, en kom ons begin in Genesis, en ek wil hê jy moet soontoe blaai. Ek gaan nie alles lees in Genesis 1 nie, maar Genesis 1 en 2 gaan oor die skepping. Daar waar daar niks was nie. Onthou, God is 'n God van ewigheid, en God het geen begin en geen einde nie. Tyd is nie vir God 'n faktor nie. Maar toe hy hierdie wêreld skep, toe bring hy tyd na vore. En kom ons kyk gou na die opsomming. Hy sê, God skep op die eerste dag, die skeiding tussen dag en nag. Die tweede dag, die hemel en die aarde, die waters wat geskei word om daai verskil te bring. Die derde dag, die waters en die aarde wat geskei word, en met die skeiding kan die aarde nou die groenigheid, die gras, die bome en alles ontvang. Dan die vierde dag is dit die son, die maan en die sterre, dit wat vir ons wys die verskil tussen dag en nag, soos nou die son skyn al buite, dis dag, en die nag is die maan en die sterre daar. En dan die vyfde een sê hy, op die vyfde dag, die waterlewens is gevul met visse en waterlewe en vleiende voëls. En dan op die 6de dag, die landdiere, lopend, kruipend en ook die mens. Nou wanneer ons kyk tot daar wat hierdie tydslot van God hardloop en die tyd, God se tyd hardloop, sien ons hoe alles stap vir stap gemaak word. Daar's 'n rede hoekom dit gemaak word, want die een volg eintlik op die volgende een.
Jy kan nie die een uitskuif nie, want dan kan die volgende skepping nie plaasvind nie. En dan op die einde kom God by die 7de dag, en ek wil vir julle lees daai 3 verse daarso in Genesis 2 vers 1. Genesis 2 vers 1 lees as volg. Soos dan voltooi die hemel en die aarde met hulle glanse leermag. En God het op die 7de dag van sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die 7de dag gerus van al sy werke wat hy gemaak het. En God het die 7de dag geseën, dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskaap het. So dit beteken dat in God se siklus van tyd, kom hy by die 7de dag. En nie verander dit. Hy sê, God skep nie, maar hy rus. Dink jy God was moeg? God spreek en dit gebeur. Jy kan nie moeg wees nie. Maar God skep tyd. Op daai 7de dag sê hy, ek wil tyd saam met my skepsel spandeer om 'n verhouding te bou. Ek wil hulle leer van my karakter. Wie is ek? Wat is ek? En wat is ware liefde? God maak tyd sodat ons God se tyd beter verstaan. Nou kom ons kyk bietjie na 'n paar voorbeelde in die Bybel. Die eerste een hoef julle nie te soek nie, as julle wil kan julle vanmiddag 'n bietjie gaan lees daaroor. Dis in Genesis 39 en dis die verhaal van Josef. Onthou julle Josef wat verkoop is as slaaf, en toe hy weer homself kry, beland hy in die tronk vir die verkeerde redes. Onthou julle, hy het eintlik niets verkeerd gedoen nie. En ek lees die gedeelte daarso en ek sien 14 jaar in die tronk. En ek vra God, wat is u tyd 14 jaar? Kon dit nie net 7 jaar gewees het nie? Ek meen, jy weet, hy was al redelik 'n bietjie onskuldig. Kom ons wees nou eerlik met mekaar. Jy weet, 14 jaar. Maar God het sy tyd. En wanneer dit kom by daai gedeelte, dan dink ek by myself, wanneer ek in swaar tye is en ek wil moed opgee. En ek moet vasbyt. En hoe doen ek dit? Ek doen dit om tyd met God te spandeer. Want jy sien, God se tyd verstaan ons nie altyd as ons die tyd met God spandeer nie. Ek dink daar was tye in die gevangenis wanneer Josef ongelukkig geraak het, maar tog as ons kyk na die verhaal se uiteinde, het Josef tyd met God spandeer om te verstaan die situasie waarin hy beland het. En wat gebeur na daai 14 jaar tydperk? God se tyd kom tot 'n einde na 14 jaar. En 'n groot gebeurtenis gebeur waar Josef die prins van die wêreld ryk word. Met die hulp van God aan sy sy, om 'n hongersnood te kamp te bring wat amper die wêreld kon uitwis. Jy sien, soms wanneer ons kyk na God se tyd, dan lyk dit snaaks, dit lyk nie reg nie. Ons verstaan dit nie. Maar hoe meer ek tyd met God spandeer, hoe beter verstaan ek God se tyd en God se karakter van liefde. Dan dink ek aan die pla in Egipte. 'n tydperk, God se tyd van 10 pla. En ek kyk deur die pla wat getref word weens die koning se hardnekkigheid, wat hy nie die volk wil laat gaan nie. Dis die water, die bloed, die paddas, die duisers, die pes, die haal. Jy gaan deur al daardie pla. En ek vra myself af, maar Here, hoekom het U nie net plaag nommer 10 eerste gedoen nie? Dan was dit verby nie. Maar jy sien, God se tyd is anderster as hoe ons dink. God wil nie verwoes het nie, maar hy wou tyd gemaak het dat die mense hom beter verstaan. God kon al eintlik op die eerste plaag sy volk gered het. Maar dink jy dat die volk het tyd gehad om dit met God te spandeer en te verstaan
wat hier gebeur. Maar op die 10de plaag sê die Here die volgende vir Moses in Eksodus 11 vers 1. En hy sê dit so mooi, want God ken sy tyd. Eksodus 11 vers 1 sê hy, verder het die Here vir Moses gesê, nog een plaag sal ek oor Farao en oor Egipte bring, daarna sal hy julle hiervandaan laat trek. As hy julle geheel en al laat trek, sal hulle julle self hiervandaan wegdrywe. 10 plaag. Ons het die lesse gedoen, hoe dit gewys het, waar die Here wys, dat hy is die almagtige God, en hierdie gode het geen doel nie. God se tyd van 10 plaag was nodig, om die volk te maak verstaan. Tyd met God moet gespandeer word, om God se tyd te verstaan. Ek dink aan baie ander voorbeelde, wat ek net so vinnig opgesom het. Ek dink aan Elia, wat tot die Here bid vir 'n tydperk, en hy bid, laat daar 3 jaar geen reën val nie. En dan kom hulle op die berg by mekaar, en hulle bou die altars, en die Here bring nog steeds nie reën nie. En die Here bring nog steeds nie reën nie. En dan moet hulle kom, en hulle moet die altaar met water toegooi, want ek nie weet waar hulle kry in die droogte nie, maar hulle gooi die altaar toe met water. Die vuur kom uit die hemel verteer, en die gebed gaan op, en die tydperk verander in 'n reëntydperk, God se tyd in 'n reëntydperk. Want die mense het 3 jaar gehad, om tyd met God te spandeer. Ek dink aan die konings van Israel. God het 'n beplanning, God het 'n tyd. Die hele Israel, die hele volk kom en sê vir God, ons is nie tevrede nie, ons soek 'n koning. En God gee vir hulle koning. En die eerste koning was baie suksesvol, nie waar nie. Maar tog in daai tyd word Dawid gesalf, maar nog nie 'n koning gesit nie. En ek vra myself baie keer die vraag af, maar as die een verkeerd is, hoekom is hy nie net verwyder na die volgende een wat reg is nie? Is dit nie hoe die lewe werk nie? Kom ons sny al wat verkeerd is, kom ons gaan al met wat reg is. Maar jy sien, God se tyd wys vir ons as mens om deur 'n tydperk te gaan en tyd met God te spandeer en te verstaan. Hoekom is God se tyd so belangrik? Jy sien, as Dawid dadelik ingekom het, het die volk nie besef wat het fout gegaan nie. Hulle het nie eens geweet wat het fout gaan nie. So soms gaan ek en u dalk deur 'n swaar tyd. Maar hoe meer tyd ons met God spandeer, hoe beter begin ons God se tyd te verstaan. Ek dink aan die boodskap van Jona na Ninive. God sit 'n tydperk op, hy wil die stad verwoes. Jona probeer alles doen om nie tyd met God te spandeer nie, en hy wil God se tyd op hulle hê. Maar eventually kom hy daar uit en hy verkondig God se woord, en die mense kan tyd spandeer met God, berou hê en terugkom. Want jy sien, wanneer ons tyd spandeer met God, verstaan ons God se tyd beter. Daniël in die beelde, ek dink aan die voorreg, God se tyd wat praat van Babylon, Mede, Perse, Grieke, Rome, tot en met vandag se tyd. Wanneer jy dit lees in die Bybel, dan sê ons verstaan dit. Maar wanneer ek in die tyd vat om met God se dinge te bemoei, wanneer ons tyd vat om te sien wat wil God vir my en vir u vir ons bes wil hê, dan is dit nie net meer 'n profesie van tydlyne nie, maar is 'n profesie van verlossing. En dan dink ek altyd aan die voetspore van ons verlosser. Die voorbeeld wat Jesus vir ons gelos het. Ons het al in die skriftuurlesing begin met 'n vers daar. Maar ek dink voordat Jesus gekom het in sy verlossingstydperk, waar God se tyd vir Israel gegee het om hierdie evangelie te verkondig. Maar jy sien, omdat Israel nie tyd met God spandeer het nie, het God se tyd nie vir hulle gewerk nie.
Hulle het gefaal om met God tyd te spandeer. Hulle het gefaal om die mense te wys wie God is en wat God is. En u weet self in die verhouding tot die vrou, tot die kinders, tot die medebroers, tot die susters, die enigste manier hoe ek 'n verhouding kan bou, is om tyd te spandeer. Enigste manier hoe ek iets kan bou is ek moet tyd spandeer en bysit. As jy 'n huis bou, as jy paaie bou, daar moet goed bykom om dit te maak werk. En net so is 'n verhouding tot God. Ek en jy moet tyd spandeer met God. Dan begin ons sien hoe mooi is God se tyd. Daniël 9, ek wil nie in diepte gaan nie, praat oor God se tyd, oor die Messias wat gebore is, die doop, die sterwe. God se tyd is presies in lyn. Op daai stadium verstaan Daniël nie. Vandag kan ons terugkyk en sien, terwyl ons tyd met God spandeer, hoe God se tydlyn werk. Maar omdat Israel gefaal het, stuur God een van die eenheid grond toe, aarde toe, om tyd te spandeer met die mens. Want jy sien, omdat die mens nooit tyd gespandeer het met God nie, het hulle God se tyd gemis. Omdat hulle nie tyd met God spandeer het nie, om hierdie liefde en karakter van God aan 'n wêreld te bring, net soos ek en u vandag in die kerk moet doen, verstaan hulle nie die liefde nie, en mis hulle die liefde van God. Satan het op daai stadium alles afgebreek, wat die liefde van God gewys het. Wetgeleerdes, skrifgeleerdes, geen verhoudinge nie. Wanneer dit kom by die liefde en die liefde van God, dan verg dit 'n verhouding, daagliks. Tyd met God, om God se tyd te verstaan. En dan dink ek, die groot gedeelte waar Jesus 'n stap verder gaan, en ek het dit al voorheen ook vir u genoem, hy gaan nog 'n stap verder, in sy sterwe, sterf hy op Vrydag, die voorbereiding vir die Sabbat. Hy maak erns daarvan, om vir die mense te verduidelik, wat is God se tyd? Hy rus in die graf op Sabbat, en God se tyd word baie ernstig opgevat. Selfs wanneer dit gaan om die sonde vir my en vir u te oorkom. En op Sondag word hy uit die graf uit opgetel. En Eksodus, en julle hoef nie so te blaai nie, ek dink julle almal ken hom, ek lees hom net, Eksodus 20 vers 8. Dink ek aan die tyd wat Jesus na die graf beweeg, en hy sê, gedenk die Sabbatdag dat julle dit heilig. 6 dae moet julle arbeid van al julle werke, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Luister mooi wat sê hy, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt, of jou maagd, of jou vee, of jou vreemdeling in jou poorte nie. Want 6 dae het die Here die hemel en aarde gemaak, die see en alles daarin, maar op die 7de dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geheilig. Hy sit allei vir ons in. Hoekom? Want hy wil hê ek en u moet tyd met hom spandeer. Hy wil hê dat ons moet verstaan wat dit is om met God tyd te spandeer en God se tyd beter te verstaan. Jesus sê in ons skriftuurlesing Lukas 4 vers 16, as julle wil kan julle so toe blaai, ons gaan 'n bietjie weer aan die Nuwe Testament spandeer. Lukas 4 vers 16 sê die volgende, toe kom hy in Nasaret waar hy opgevoed was, en soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge in staan en lees. God se tyd was 'n gewoonte by Jesus. En dan die tweede deel van die skriftuur sê hy, Jesus wat vir die mense sê, die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie. Tyd met God is 'n vervolmaking van God se tyd op 'n Sabbat. Nou Jesus het sy volgelinge ook in sy voetspore gevolg, want baie keer sê ons, maar was dit nie dalk net Jesus gewees nie?
In Handelinge, 'n bietjie vorentoe, kan julle vir my blaai na Handelinge 13 toe, kan julle saam met my lees. Handelinge is redelik ver, Jesus is op hemel toe, ons weet Petrus en daar's Paulus al in Handelinge. En in Handelinge 13 vers 14 en 15 sê dit die volgende, maar hulle het van Perge af verder gegaan en in Antiochië, Pisidonië aangekom. En hulle het op die Sabbatdag in die sinagoge ingegaan en na die lesings van die wet en die profesie het die hoofde van die sinagoge na hulle gestuur en gesê, broers, as julle 'n woord van opwekking vir die volk het, spreek dit. Jy sien uit gewoonte uit het die apostels na die sinagoge gegaan, wat vandag baie dieselfde is as ons kerk. Hulle het gegaan, want hulle het geweet dis waar die samekoms en die samesyn van die mense is. En dan vers 15 praat hy van tyd met God spandeer. Broers, as julle woorde van opwekking vir die volk het, spreek dit dan. Die seëning wat gekry word wanneer jy kom met die opwekking, wanneer God se woord tot u kom. 'n Stukkie aan in Handelinge 13 vers 42 sien ons daar waar die heidene op daai stadium, waar hulle geklassifiseer as heidene, het ook geweet van God se tyd en om tyd te maak. In Handelinge 13 vers 42 en 44 sê hy die volgende vir ons, en toe die Jode uit die sinagoge gaan, het die heidene versoek dat hierdie woord op die volgende Sabbat tot hulle gespreek sou word. En 44, en op die volgende Sabbat het hulle byna die hele stad saamgekom om die woord van God te hoor. Hulle het geweet waarom die brood van die lewe te kry. Hulle het geweet waar is die plek om God se karakter beter te leer ken en te verstaan. Want jy sien, wanneer ons die liefde en die karakter van God beter verstaan, dan moet ons dit nie meer doen nie. Ons wil dit doen. Paulus skryf in die gedeelte Handelinge 17, net so 'n stukkie aan, Handelinge 17 vers 1 en 2, sê Paulus die volgende, hy sê, toe hy hulle deur Amphipolis en Apollonie gereis en Thessalonika gekom, waarin die sinagoge van die Jode was, en volgens die gewoonte het Paulus hulle gegaan en 3 sabbate lank met hulle gespreek. Jy sien, wanneer die Bybel praat van 'n gewoonte, dan meen dit het eintlik deel van jou leefstyl geword. Wanneer hy in daai gebied gegaan het, het dit 'n leefstyl geword, het dit deel van sy lewe geword, en hy het geweet waar om te gaan. Waar is sy kerk, waar is sy mense, waar kan hy hulp kry? Dit is deur die Nuwe Testament kan ons juis sien, dat God het 'n tyd bepaal, en om meer tyd met God te spandeer, maak dat ek en u 'n beter verhouding tot God het. Want wanneer ons tyd met God spandeer, begin sy karakter al hoe mooier raak, en al hoe beter raak. Maar nou gaan jy vir my sê, maar Mel, wat probeer jy sê? Jy preek en jy praat dan met die bekeerdes wat vandag hierso sit. Ons weet die Sabbatdag is belangrik, ons weet die 7de dag is belangrik. Wat probeer jy sê? In my persoonlike ervaring, in die verlede en selfs nou, sukkel ek om God se tyd te hou. Ek sukkel om erns te maak met God se tyd. Nie net vandag op Sabbat nie, maar selfs in die week. Ons lewens is 'n malhuis. Ons werke hou ons besig. Ons hou nooit op om te werk nie. As hulle my vra, hoe gaan dit op 'n Maandag, dan sê ek, dit gaan goed, want Vrydag is weer nader. Want ek kan nie wag vir Vrydag, dat daai son net moet sak, en ek geen skuld en probleme het nie. Baie van ons werk oortyd op 'n Vrydag, baie is moeg en gedaan. Ek onthou die tye wat ek op roep was. Jy werk deur die nagte. So wanneer dit kom by die Sabbat, dan begin daai gedagtes in my te werk. En dit lyk vir my, in my lewe is God se tyd nie meer belangrik nie. Want jy weet wat sê ek in my hart, want ek hoef dit aan niemand te openbaar nie. Ek sê, God sal verstaan.
God sal verstaan as ek bietjie laat kom. God sal verstaan as ek dalk 'n bietjie af moet vat of vir my persoonlike rede 'n bietjie tyd moet vat. Daar is klomp redes waarmee ek twist, wat ek sê, die Here sal verstaan. Jy sien, ek dink baie keer by myself, wanneer ek met klomp mense praat, en ons praat oor ander kerke en mense, dan is ons baie keer vinnig om te sê, ja, daai ou gaan sit net vir 'n uur in die kerk. Hy is 'n uur in die kerk. Of, ja, maar na die uur, dan gaan doen hy inkopies, of hy gaan al met sy normale dag. Maar jy sien, ons hou daarom 24 uur van rus. Die ander vraag is sekerlik, wat ek wil vra vir u is vandag, wanneer dit by u werk kom, en u moet maandag werk toe gaan, maar sonderdag aand voel ons bietjie moeg, want dit was 'n lang naweek van kuier. Gaan nie bietjie by die huis bly, gaan nie sê nee, weet jy, ek gaan bietjie later ingaan werk toe, die baas sal verstaan. Dan praat ek nie eens baie keer, en ek kry dit baie keer waar hulle vir my sê, daar's 'n vergadering 6 uur in die aand nie. Ek sê nie nee, want ek weet as ek daar sien, dat ek moeilikheid, want jy sien, wanneer dit by die werk kom in ons omstandighede, dan weet ons is in die moeilikheid. Jy kan jou werk verloor, jy kan 'n warning kry, daar's 'n hele paar goed wat kan gebeur. Maar wanneer dit by die belangrikste deel van ons menswees is, wat God moet wees, dink ons nie so daaroor nie. Dan kom die vraag by my terug, as God eerste my lewe is, of althans glo ek dat as 'n Christen, is God eerste in my lewe. Hoekom lyk dit dan of God se tyd so bietjie laag op die prioriteitslys is? Soms sit ek selfs my familie, my vriende, bo hierdie prioriteitslys. En soms, dan sit ek daar en ek sê, Here, hier's ek, en U gaan onder my. Tyd met God bou verhoudings. Tyd met God is nie 'n ding wat jy moet doen nie. Dis 'n ding wat jy elke dag wil doen. Jy wil die keuse maak om God se liefde beter te verstaan. Jy wil tyd met God spandeer om verhoudings te bou, sodat jy God se tyd beter verstaan en beter kan prioritiseer in my en jou lewe. Wanneer ek tyd met God spandeer, wanneer ek dit elke dag wil doen, sodra jy iets wil begin doen. Ek weet, ander dag, toe sê iemand vir my, hulle het begin draf, 5 kilos. Ek sê, hoekom? Hulle sê, ek het dit net begin doen. Ek dink is goed vir my. Vandag nog hardloop hulle 5 kilos. Ek sê, hoekom? Hulle sê, nee, dis wat ek elke dag doen. Jy sien, dit het 'n leefstyl geword. Wanneer ek tyd met God spandeer, word dit 'n leefstyl wat outomaties God se tyd en plek respekteer. Hoe meer begin God se tyd vir my verstaan, ek kan dit nie misloop nie. Hoeveel seëninge mis ek en u, omdat ons God se tyd nie verstaan nie. Hoeveel keer mis ons groot seëninge, want God is laag op die prioriteitslys. Ek dink aan Sabbat manna, God se tyd, wonderlike kort boodskappe. Ons mis 'n seëning. Ek dink aan les hierdie tyd, God se tyd, tyd met God, studie in die woord, leer van God se karakter. Elke keer wat ons hier so staan, elke kwartaal dan sê ons, het julle die les hierdie deurgaan. Wat 'n wonderlike wys van God se karakter. Die erediens, tyd met God, om my en u te versterk, te help, nadat die week moeilik was. Miskien hopelik 'n boodskap wat my kan dra vir die volgende tydperk.
Hebreërs 10 vers 23. Hebreërs 10 vers 23 tot 25 sê die volgende: Laat ons die belydenis van hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het is getrou. En laat ons mekaar ag gee om liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons die onderlinge byeenkomste nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Ek dink aan nie net Sabbat nie. Sabbat is 'n hoë prioriteit, absoluut. Maar wat van ander aktiwiteite? Wat van vergaderings? Wat van sosiale, mannedae, onderhoudsdae? Wat van jeugaande? Daar's soveel dinge wat ek kan noem, wat God se tyd is. Maar ons wil nie tyd met God spandeer nie. Wat 'n groot gemis is dit nie, wanneer ons nie die tyd spandeer nie. Ons is besig om 'n groot seëning te mis. Want die prioriteite in ons lewe is verkeerd om. God se kerk, hier waar ek en u vandag sit, as ons almal hier uitloop vandag, wat bly oor in die kerk? Niks. Dis 'n dop, dis 'n muur. U sien, dis nie wat die kerk vir u kan doen nie. Want die kerk kan niks vir u doen nie. Die vraag wat ek vandag vra is, wat kan u elkeen vir die kerk doen? Deur God se tyd ernstig te vat, maak ons meer tyd om met God te spandeer. En wanneer ons meer tyd met God spandeer, dan kom daar groter seëninge, groter invloed, groter verhoudinge en groter opbou nader aan God. Vandag wil ek vir u vra, neem 'n besluit. Elke een van u. Nie u vrou of u man langs u nie. Onthou, u staan voor die geregterstoel alleen. U vrou of u man kan nie help nie, kinders gaan nie kan help nie. Elkeen van u vra ek vandag om tyd te maak met God. Sodat ons God se tyd kan eerbiedig. Want dit is nie moeilik nie. Want die liefde wat wil doen, wil meer doen. En binnekort wanneer die liefde meer doen, dan word dit by my en u 'n gewoonte. En is nie meer moeilik nie. Ek lees weer vir u die skriftuurlesing. Toe kom hy in Nasaret waar hy opgevoed was, en soos hy gewoond was, gaan op die Sabbatdag in die sinagoge en staan om te lees. God se tyd en definisie. Die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie. Mag ek en u vandag hier uitstap en besef dat God se kerk, die mense, alles wat hier is 'n seëning vir my en vir u. Om vandag hierso te sit, het nie te doen met u nie. Dit het te doen met God en elkeen wat langs u sit. En mag ek en u elke oomblik God se koninkryk opbou. Aan ander mense hierdie selfe waarheid gee, om in vreugde in hierdie banke te wil sit, en meer van God te wil leer. Mag ek en u tyd maak vir God, tyd maak om God te spandeer, sodat God se tyd vir my en u weer 'n keer belangrik word. Amen. Here, ek is jammer dat ek u 'n lae prioriteit in my lewe maak. Ek is jammer, Here, dat ek soms die wêreld eerste sit, en ek wil vra dat u vandag nie net my nie, maar elkeen sal help om ons prioriteite reg te kry. Mag ons 'n hinker hê om tyd met God te spandeer.
sodat ons God se tyd beter sal verstaan. Mag ons 'n hinker hê vir u karakter, vir u liefde, Here. En dit wat u met ons leer, en die verhouding wat ons bou, ons met elkeen langs ons sal bou, en ook in hierdie wêreld. Lei ons nou in hierdie Sabbat verder, behoed ons, bewaar ons, seën ons ryklik, Here, en mag u met ons wees. Dit is my gebed, nie omdat ons dit verdien nie, maar in Jesus naam. Amen.